slag van Rodewal plaasgevind die 11de April 1902. Ek kan nie myself indink wanneer jare laas was hier so iets skoongemaak gewees by hierdie plek nie, en ons is dankbaar vir almal wat vandag kom help het en vir die lekker koel weer wat daar is. Hier son daar val maar reënbuie, maar hier is ons almal besig met die hele konvooi, so ons wil begin en daar is nogal heel wat werk wat ons moet doen. En ons het sommer 'n nuwe boerseun hier langs die pad opgetel. Hier is hy, hy ry sommer 'n perd bloot hierso. Lekker man. Ja, hy sukkel nie, hy skat 'n leeu met 'n rotting laat hy leeu huil. Ja, dis hoe dit lyk by hierdie lang ingang hierso by Rodewal se Kamkerkhof. Net weer vir Manie sê dankie. Sy seun wat daar op die trekker is met hierdie slasher. Ja, die plek is verskriklik toegegroei. Hopelik na vandag nie, dan sal die plek 'n bietjie beter lyk. Lyk of hy slasher daarom lekker skerp is, nee. Ja, nee, hy doen hy sny nou in die middel, dan gaan hy op die kante sny. Ja. Ja, hy moet sommer hierdie katbosse met daai slasher kap. En met die ander kant Arnold, hier voor is 'n hek. As jy vir hom 'n hek net kan oopmaak, nee, dat hy net vir ons 'n stuk voor die monument, net 'n stuk kan skoon sny waar ons kan parkeer, ja. En dan kan hy weer, hy kan net so 'n stuk so pad net om my muur. Sien jy, daar is die Kamkerkhof daar aan die ander kant. Dan kan ons met die weed eater en die goed begin om haar skoon te maak. Mense se harte wat nog warm klop. Kyk, dappies wat vir ons nou al hierdie verf gebring het. Mense het partykeer nie woorde nie. Baie dankie my vriend. Ons sny net gou vir ons 'n basiskamp hier oop. Ek wil net gou na binnekant afneem. Net om te wys eerste begin. Maar net daai gazebo opslaan. Dat ons al die goed in die trailer kan uitkry en daai weed eater ook kan uitkry om te kom help. En dan as hulle binnekant klaar is, net gou hard, net oorgooi en dan spuit. Mrs. Wold. Net vir julle wys hoe lyk dit. Die binnekant. Maak ons sommer vol. Ja. Dis hoe Rodewal se kerkhof lyk. Mens kan ook nou maar verstaan, dit is somer en die bossies en die goed groei nou maar wild. Maar ek vertrou en ek glo dat wanneer ons hierso klaar is, dat dit baie beter sal lyk. Hierdie twee sementmure wat hierso geval het, ons sal dit probeer optel en regmaak. Dan Potgieter se graf hier in die agterkant. Ferdinandus Jacobus Potgieter, gebore 16de Februarie 1851, gesnevel dit op Doringbult op 11 April 1902, met ten vertrouwening op zijn God en hem toeroep, laat uwe wesen achter ek sal hen het leven behouden en laat u
weer op my vertrouen. Hy was getroud, gebly tot in den dood. Kommandant van Wolmaranstad, so sê die Here, skryfsalig is die dode, die in die Here sterf, van my na aan U, dat hy rus van zijn arbeid en zijn werken volgens voor God, want die in my geloof sal leef, al ware hy ook sterven. Ja? Yes. Een van die boys, daar is baie boeie stap by daar, ons skoot waar braai vir die vleis. Ok. Dat hy net een tak afsny. Ek wil net eers sê, hulle moet gou hier binnekant net sny. Ok. Die ene wat daar werk met die graaf, vra vir hom. Hier. Ja, as hy daar buite klaar is. Want dis hoe dit nou op die oomblik hierso lyk. Dis die massa graf van die 43 boere wat hierso lê. En dan dis hoe die aan die ander kant lyk. Al hierdie grafte wat 'n mens nie eintlik eens kan amper sien nie. Ja, ons moet daai hekkie ook reg maak. Hierdie doringboom. Dis dappies daar van Bultfontein se wêreld. Hy's ook al besig. Soos die, is baie moontlik. Nee, as almal net 'n donasie kan gee, of 'n skenking, of implemente soos die net kan vir ons dit beskikbaar stel.
Ek wil hier vers maak. Halleluja. Ik kan alleen. Lang boven. Oké, vir die witverf. Ja, ik wil net boven sit. Waar moet dit? Dit is reg. Hoorie so maar, het ons daai verf al gemeng. Met die motortjie. Ek het 'n stoeltjie gebring. Ek het vir jou hier. Draai net hierdie stoel. Wat is 5 liter kantjie? Bring so daar. Right. Maybe you can just a couple of shots and then inside. I just want to get all my mooi lang goed. Hierdie almal plek daar. Dit is daar. Dat is nog nie almal plek daar. Kyk, dit is weer daai weer. Ja, dit is reg gekry. Dit staan net bo op die dinge. Op die brug. Die pottele.
Daar begin hy nou weer, hoor. O ja, ek sien. Wel hierdie hele stuk kookpyp. So you want to paint this. It will help also for the deterioration of this slab. And I'm not doing this in disrespect of the boers that are very. Ek hou julle twee manne dop. Nee, ek hou jou dop. Pragtig. Ek laat maar. Daar best. Dis ou Johan. Dis nou afstammeling van die ou. Arnoldus, ek gaan jou nou kom help hark daar binnekant. Want ons moet hierdie hele bos hier so goed nee. Moet ons spuit. Dan kan ons net nou om die grafte net 'n bietjie meer ordentlik skoon maak, ja. En ek het 'n generatorkie as hy ding se battery pap raak. Jy moet my 'n gat gou in die graaf dat hy mooi oop maak, hè. Ja, ek dink ou met daai graaf vat nee en grond wegspit hierso. Nee. Dat ou hom kan mooi oopmaak en ons kan ons hom ook verf. Al hierdie. En dan kan ons nou elkeen vat vir hom 'n graf nee en maak net om my grafie en goed mooi skoon. Dan kan 'n ou seker maar daai grafies ook maar die wat sement is, sommer maar net wit verf. Dis Johan Potgieter. Vir julle wat nou 'n bietjie jonger is, oom Johan. Dis nou 'n afstammeling van kommandant Potgieter wat hierso begrawe lê. Weet jy pale gekry? O, het jy? En plag geplant? Nog nie. Nee, ek het op die ouens Sê jy het hande nodig? het ek staalpale gekry Yes. by Ferdi Hartzenberg. Okay. En ons het hulle saam in die Pajero ingelaai. En het hulle gate in? Dit is die probleem. Waar is Mani? Mani? Ek het staalpale gekry. Maar ons gaan nou met 'n probleem sit om daai borde te kan vas. Of ons moet dit vas wel. Ja, so skielik kry. Gaan oor by die huis. As jy gaan nou gou die boorpunt en bou dan kom jy net 'n generator hier. Ja. Ons kan Met die Isuzu papa, kan ek bestuur? Mevrou Lichtenberg. Papa, kan ek dan vir in die saam vat? Ja, hy moet saam gaan, hy moet nog sê hy moet. En nou sê jy hoe doen dit so? Ek sien dit net ek naby jou kom. Ek weet nie wat dit is. Ek het nie papier gehad. Jy moet papier. Ek het my vingers op die klaar nie so handjie. Dan net afsien. Ja, dit is nog vir jou voel.
You must still clean these grates as well. You can't leave it like that. Hy bos in daai boom. Ja. Dis die Juffrou Lichtenburg hierso. Dames en here wat vir ons hier besig is om die plek mooi op te ruim. Sê. Oh, mooi. Kyk. Vasdrome klo. Nee, kos. Ja. O, jy sien Ludwig. Klim jy saam met oom Ludwig daar agterin? Ja, daarom. I think I wys daarom 'n fout gedoen. Ja. Dis ek jy bring verkeerde woord. Kom as jy. Is dit nou nie wonderlik hier in die Wes-Transvaal dat daar nou nuwe asem ingeblaas word? En as iemand gedink het ja, Mani is nie 'n boer nie. En Ludwig is nie 'n boer nie. En jong man daarso, ek het nou sy naam vergeet. Wat is jou naam? Asie is nie 'n boer nie. En klein Filietjie hierso is nie 'n boer nie. Julle weer kyk. Patrick, hoe kry jy so om te stamp? Laat nie 'n los paal nie, nee. As ons hom Ja. bring, ons stamp die lof. Stamp hom net, ag, trek hom net 'n bietjie. Hierdie kan hy skeef Mani, net 'n bietjie. So. Ja, nog 'n bietjie, nog. Wag as jy wil sien. Ja, hy sal net nog gaan. Ja, daar is hy beter. Ja. Gaan hom nou kom staan met die koalas. En net so staan as dit. Jy en Patrick kom die ander pad. Okay. Net nou gedaan. Ja. Dan kan hy hom sommer nie daar vasmaak aan daai pale. Sorry. Nee, los het daar, Patrick. Jy sien, dan kan hy hom met daai aan daai pale daar vasmaak. Waar is hy? Dan moet hy net silwer verf vat en hierdie pale ook kom verf. Ja, ons gaan hulle kom vaslaan met die koala. Takke is kwaai. Nou dis 'n mooi ding. Dis 'n mooi ding, nee. Yes. Hy het lelik gelyk aan die begin. Ja, nee. Hy is baie lelik aan die begin. maar is 'n vier. Kyk nou daar hoe mooi lyk hy. Lyk nou baie mooi. Verteenwoordig die tabernakel.
Nou vertel ons 'n bietjie nie hoe dit gelyk daar vanoggend. Dit is toegegroei met die bossies. Ja. Dit, die mure was nie geverf nie. Ja. En aan binnekant was 'n paar mure gebreek. Oh, En dis al wat ek kan onthou. wat jy kan onthou. Okay. Kom ons neem die vlag so af. Kom ons net so staan. Nou gaan hierdie besig. Ja, dis ongelooflik dat daar nog boere mense is wat se harte warm klop. En om te dink vanoggend toe ons hier aangekom het, waar begin 'n mens? Hoeveel jare terug was hierdie plek laas in so 'n mooi toestand? Vir elke boere volksgenoot, julle weet wie julle is wat vandag kom help het. Van 'n boer baie baie dankie. Ek glo in my hart, as hierdie boere en kommandant Potgieter wat daar lê, die oggend voor die geveg het hy gesê, as hy vandag geskiet word, dan, soos wat hy val, moet hy begrawe word. En presies hier waar die graf is, was hy op sy perd doodgeskiet. En so het hy geval en so is hy hier in hierdie kerkhof by Rodewal begrawe. En so saam met hom is daar nog 42 ander boere hier begrawe. Ja, vanmiddag op hierdie 19 November 2022 staan ons boerevolk op 'n kruispad. Dis minder as 'n maand wanneer dit geloftedag is. En as hierdie boerevolk nie nou terugkeer na geloftedag toe nie, dan sal daar niks vir ons oorwees in die toekoms nie. Hierdie 42 boere wat hier begrawe is, ek glo dat as hulle vandag hierso gestaan het, hulle elkeen 'n stywe handdruk sou gegee het en gesê het, dankie dat julle ons nie vergeet het nie. Ons het ons vryheid opgeoffer sodat jy vandag hierso kan staan. Vanoggend toe ons hier aangekom het, het 'n mens nie geweet, ja, waar moet jy begin nie. As julle sien hoe het dit vanoggend gelyk. Ongelukkig daai muur
sal 'n mens op een of ander tyd moet kom regmaak, of sal vir Mandy vra of hy dit net sal kom regmaak, maar wat 'n ongelooflike ervaring om vanmiddag met die vuurkleur wat so wapper en die name van die boere wat hulle lewe en hulle vryheid opgeoffer het, wat hier begrawe is. Ja, dit is baie jammer dat hierdie generaal Kemp net sy eie ek gevolg het soos generaal Piet Cronje en nie wou geluister het na generaal Dellery en Siener van Rensburg nie. En hierdie bloed van hierdie kommandolede is aan sy hande. En dit alles net omdat hy dieselfde status wou gehad het as generaal Dellery en Siener van Rensburg. Ons sal die Heer elke gevalle burger wat hier sal hê. En wanneer u eendag miskien hier sal kom staan en net vir 'n oomblik net ook sal dankie sê vir dit wat hulle opgeoffer het. Goeiemiddag volksgenote. Op 11 April 1902 was 'n nederlaag vir ons boervolk. Hierso op die slag van Rodewal vir verskeie redes. Maar na meer as 120 jaar verklaar ek 'n oorwinning van die slag van Rodewal op 19 November 2022. Nie met wapens nie, maar met iets veel kragtiger as wapens, naamlik die waarheid. Die rede hoekom ek so sê, gaan ek verduidelik. Verskoon my as ek dit van my foon af lees, maar ek het dit mooi opgesom. Volksgenote, die Weste wat deur Joodse kommuniste regeer word, onder leiding van die Britse koninkryk, waarvan Engeland die hoof van is, het van ons land gemaak wat dit tans is. Ons voorouers, die trekboere, het die Kaap in 1836 verlaat weens Engeland se toedoen. Daarna is die Sandrivier Konvensie op 17 Januarie 1882 onderteken, wat die Boererepubliek van Transvaal gevestig het, en was die Transvaal soewerein en onafhanklik van Engeland verklaar. Nadat goud ontdek was in Transvaal, het Engeland Transvaal op 14 Februarie 1877 geannexeer. Na die Eerste Anglo-Boereoorlog wat op 16 Desember 1880 begin het, was Engeland goed opgeneuk en ons soewereiniteit en onafhanklikheid was herbevestig tydens die Pretoria Konvensie en
Augustus 1881, nadat goudproduksie in 1886 in Transvaal begin het Engeland 'n staatsgreep op Desember 1895 op Transvaal uitgevoer tydens die Jameson's inval. Nadat dit misluk het Engeland op 11 Oktober 1899 die Tweede Anglo-Boereoorlog begin en die kastige vrede van vereniging op 31 Mei 1902 gesluit. Op 31 Mei 1910 het Engeland die bedrieglike Unie van Suid-Afrika gesluit. Op 8 Januarie 1912 het Engeland die ANC gestig, alhoewel dit nog die South African National Native Congress genoem was. Engeland het goedkoop mynarbeid regoor Afrika ingevoer na Suid-Afrika as Britse onderdane met die doel om Suid-Afrika polities oor te neem. Engeland het die ANC in 1994 onwettig in mag geplaas as 'n proxy, net soos hulle Oekraïne as 'n proxy gebruik om Rusland te verower. En sedert die ANC se ontstaan in Januarie 1912 tot hede word die ANC deur die Joodse kommuniste wêreldwyd bedryf met hulle handlangers, byvoorbeeld die Afrikanerbond. Van die Afrikanerbond se ontstaan in 1882 deur Jan Hendrik Hofmeyer was hulle kop in een mis met die Britse Ryk en het hulle teen my voorouers geveg. Ek is Ludwig Ernst Meiburg en ek is die kleine agterkleinseun van Bittereinders en rebellie. Ek het my familiegeskiedenis gekry. En daarom verklaar ek 'n oorwinning vandag, die 19de November 2022. Wat julle aan ons volk gedoen het, sal gewreek word. Ons weet dat Rusland se missiele op julle gerig is, Engeland, en daar benewens het oom Siener gesê dat julle die Engelse koninkryk vernietig sal word deur 7 pla. En een van die pla is dat die Britse leer totaal en al vernietig gaan word. Julle sal betaal wat julle aan ons boervolk gedoen het. Vir die afgelope jare het die moframme gepraat wie is die eintlike staatskapers van Suid-Afrika. Kom hier die boer vertel u sommer nou wie is die werklike staatskapers. Die Rothschilds. Nie net het julle Suid-Afrika gekaap nie, maar die hele Weste het julle gekaap. Julle saad van Esau. Daar staan nie verniet in Romeine 19 vers 13, Jakob het ek lief gehad, maar Esau het ek gehaat nie. Julle is 'n veragtelike volk, nasie. Ek dink nie mens kan julle volk noem nie, julle is 'n nasie. Ons boervolk gaan wen, vir 2 redes. Die God van Abraham, Isak en Jakob is aan ons kant. Die God van die waarheid. En in tweede plek, ons ken ons vyande. Julle sien julle Afrikaner bonders,
julle kan julle self hoe goed vermom. Julle kan ons taal praat, maar julle kan ons nie mislei nie. Want ons ken ons vyande. En selfs voor die uitbreek van die Tweede Anglo-Boereoorlog, wat tot vandag gevoer word, is julle een met die Britse ryk. Boervolk, volksgenote. Voor die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog, ook bekend as die Tweede Anglo-Boereoorlog, onder volksgeleerdere die Tweede Engelse Oorlog, aangesien hulle die aggressors was en tot vandag nog steeds is, het Rusland hulle hulp aangebied om ons boervolk te help. Hulle het hulle hulp aangebied teen oud-president Paul Kruger, wat hy van die hand gewys het. Nou ja, die geskiedenis, die verloop van die ware geskiedenis sou baie anders te gewees het as oom Paul Rusland se hulp aangebied het, want reeds in daai tyd was Rusland geensins kommunisties nie, geensins. Inteendeel, hulle het die argitekte van kommuniste heeltemal verban. Gaan lees Karl Marx se boek, om te besef wie die argitekte is van kommuniste. Dis Khazare, wat hulle self Jode noem. Maar in elk geval, ek en broer, neef Rudy, het al gespekuleer, kan niet slegs 2 redes wees hoekom om Paul Kruger Rusland van die hulp van die hand gewys het. En rede nommer 1, of moontlike rede nommer 1, oom Paul Kruger was beïnvloed en aangeraai deur die Jood Sammy Marks om dit nie te doen nie. Sammy Marks was 'n besigheidsvernoot van Cecil John Rhodes, en Rhodes het vir die Rothschild Jode gewerk in Engeland, wat ook Engeland bedryf. Hulle besit die Bank van Engeland nadat hulle die Bank van Engeland op bedrieglike wyse tydens die slag van Waterloo in 1814 gekom het, tydens die oorlog van Napoleon. Die tweede moontlikheid is dat die Joodse agent, boereverraaier en bedrieger Jan Smits, oom Paul Kruger, afgeraai het om Rusland se hulp van die hand te wys. Jan Smits het direk vir Cecil John Rhodes gewerk, en soos ek nou gesê het, Rhodes het vir die Rothschild Jode gewerk. Dankie. Ludwig, ja, dis nou so laatmiddag hier op die 19de November. En is dit nie ongelooflik? Jy weet, ek het toe ons die laaste keer hier was, toe dit net so erg gelyk, en toe kom die reën, toe lyk dit nog erger. En die mense het gebid en vir God gevra, sal hy ons nie net seën om net ons kans te gee om hierdie kerkhof te kom skoon maak nie. En so het hy, soos in baie jare, in al die jare, sy gelofte gehou om vandag vir ons die kans te gee. Al was dit nou bitter warm, al is 'n mens nou hondmoeg, na so dag se werkskap, want ons is nie meer jonk nie.
En kyk hierdie lieflike aand met die windjie wat hier waai en die reën het weggebly en ons kanse gee om dit te kom doen. Alle eer aan ons Skepper. Absoluut, Rudy, en ek wil net ook noem, kyk hoe pragtig vlag, wapper ons vlag, die 4 kleur. En die 4 kleur bestaan uit die 4 hoofkleure van die huis van Jakob. En dit kan nie toevallig wees nie, as mens die groen pand van die 4 kleur sal wegvat, die rooi pand, wit pand en blou pand, bestaan ook uit die Russiese vlag. So daar moet definitief, hulle moet ook deel wees van die huis van Jakob. En dan wil ek ook 'n ander ding noem, wat nou by my opgekom het. Die Bolshevik revolusie, wat plaasgevind het vanaf 1917, toe Lenin, die Russiese Jood, in mag gekom het, Vladimir Lenin, wat opgevolg was deur Joseph Stalin en Leon Trotsky, waar tot en met, ek het al boeke gelees, waar hulle sê, tot en met 120 miljoen blanke Russe was vermoord. Hoofsaaklik deur hongersnood. Die Russiese boere was verbied om voedsel te produseer. En wat hoor ons vandag? Globale hongersnood dreig. Weens beperkings wat hierdie kommuniste bewerkstellig. Dis hulle ou resep van altyd af, hulle skep beperkinge. Daardeur skep hulle krisisse. En raai wie het die Bolshevik revolusie gefinansier? Die regering van Amerika. Wie voorsien Oekraïne hoofsaaklik van wapens en kontant? Die regering van Amerika. Hey, die water het gekook. Ja. Hier, sy gaan nou koffie kry. Net so 'n bietjie. Hier waar nou is ons braai. Ja. Die kok moet eers die kos proe. Ja. Jy dit vir die koning gee. Ja. Wie? Thomas. Wie is Thomas? Nee, so ander. Lid, hy bly hier bo, maar hy seker nou weer klaar geplan. Ja. O, okay. Hier is maar, wat is hierdie sonsondergang? Ek was vanoggend daar by die Hartenberg geplaas. Saam met die trekker. Hy GPS moet daar. Mense hier koffie GPS rond. Maar hulle moet nou. Sal jy vir ons koffie maak? Daar is koffie en suiker en melk. Asseblief man, ek wil gou raai. Was hierdie nie jou kookwoord nie? Nee.
Weet nie wie se. Jou beker, die oranje een. Ja. Yes, ek kan nou doen met 'n bietjie koffie. Jou Arnold, is dit gewonder hoe dit goed. jy moet lekker wees hoor. Kyk net waar sy daai handpotgieter. Dit ons gaan nou deur die 7 maar jare. Nee, jy moet nou nie afneem. Ek sal jou Jy's aanvieslik hoor. ek sal jou dagvaar. Jy daai arme hoender se kinders wat jy nou hier opvreet. Sies man. Dagvaar as jy my afneem. Kry jy nie skaam om my hoenders? Hy is alle kinders op te vreet nie. Honey, do you want coffee? Kry net die gat. Rudy is aan teelepel wag. Ek het 'n teelepel daar by die bakkie. Wag, ek dink ek het Kom nuwe mense aan. hom net kry. Hier kom nuwe mense aan. Kyk daar. Rudy, Ek sien. hier kom nuwe mense. Dankie julle, is 'n voorreg om vir julle woord en 'n gebed te kan bring. My eerste skriflesing is uit Joshua 1 vers 9. Sê die woord vir ons: het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Met hierdie woorde wat ek vanaand lees, glo ek is ook op toepassing van ons afgesterwe volksgenote wat hier agter ons lê. En ek glo hulle het ook hulle woord elke dag gelees. En dit het hulle ook moed gegee, dit het hulle ook krag gegee om elke dag in die veld te wees. En hulle het op die einde van die dag die hoogste offer betaal. En ons het respek daarvoor. En ons kom ook vanaand respek betoon vir hulle. En vir hulle sê dankie dat hulle die hoogste offer betaal het, dat hulle vir ons so voorreg, so voorbeeld was vir ons om na te volg. Die tweede skrifgedeelte wat ek wil lees is Psalm 73 vers 26. Al beswyk my vlees en my hart, God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Weet, vir hulle was dit ook so gewees, ek glo so, want hulle was Christene, hierdie boerevolk van ons, en God was ook hulle deel tot die einde toe gewees, en God is nou nog hulle deel. Ek glo hulle is by hom, en ek glo hy hou hulle daar veilig, tot die terugkeer van ons Here. En daarom wil ek ook 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13 lees. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die opstanding nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met 'n stem van die aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Laat ons mekaar dan altyd herinner daaraan, dat hoewel ons familielede en ons voorvaders afgesterf het, die hoogste prys betaal het, kan ons dankie sê vir hulle, wat hulle vir ons 'n voorbeeld was, en dat hulle bereid was om hulle lewens te gee vir ons land se vryheid. En laat ons ook onthou, dat as dit God se wil is, dat dit ons beurt is, dat ons dit ook doen, dat ons ook dapper en vol moed sal wees, ook met die wete dat ons God met ons is, waar ons heen mag gaan, want dit sal sy wil wees, en ons sal sy wil doen. En ja, ons sê dankie vir God, dat
as ons sal sterwe, weet ons sal opstaan in Christus. Hy sal ons roep en as dit sy wil is, sal ons sy oorwinning in hierdie land sien en ons sal hierdie land terugvat soos wat dit sy wil is. Amen. Kom laat ons saam bid. Vader, ek sê vir U dankie vir die voorreg wat ons gehad het vandag om hierdie grafte te kom skoonmaak, om weer vir ons voorvaders respek te betoon en vir hulle dankie te sê, Vader, vir die hoogste prys wat hulle betaal het, vir die voorbeeld wat hulle vir ons was, Vader, van manne moed tot op die laaste toe, Vader, selfs in doodsgevaar het hulle nie teruggestaan nie, Vader. En Vader, ek vra dat U ook met ons sal wees, dat U ook vir ons sal onderskraag, dat U vir ons sal lei, die Heilige Gees, Vader, en dat U ook vir ons op die regte tyd, op die regte plek bring, of dit ons is en of dit ons kinders, of dit ons nageslagte na ons is, Vader, wie dit ook al gaan wees, wie U gaan gebruik om ons land vir ons terug te vat, Vader, sê ek ook vir U dankie dat U hulle ook volmoed en sterk sal maak, Vader, en dat U saam met hulle sal wees, en saam met hulle sal veg, Vader, en ons vyande uitwis en uitroei. Vader, ek vra ook so dat U vir ons sal bewaar deur hierdie nag. Ek sê ook dankie vir elkeen wat vandag kom help het, Vader, seën hulle harte, seën hulle hande, ook die wat graag hier wou wees, Vader, en elkeen wat 'n bydrae gemaak het, seën hulle ook vir dit, Vader, meer as wat hulle kan dink of kan vra. En ek vra, Vader, dat U vir hulle rus en hulle vrede sal gee. En ons dink ook aan Koekie, Vader, aan kleintjie, wat beroerte gehad het. Vader, ek vra ook dat U haar sal genees in die naam van Jesus, verlosser. Vader, wees ook met ons môre waar ons terugry. En as dit U wil is, bring ons weer hier by mekaar, Vader, dat ons weer die voorreg kan hê om met mede boerevolksgenote saam te kan werk en saam tyd te spandeer. Ek vra dit in Jesus naam, Vader, en bo alles vra ek U dat U wil laat geskied. Amen. Amen. Okay. Okay, wat sê? Maar net begin. Dankie julle. Ek wil vir ons lees vanmôre Micha 4. Ek glo dis 'n boodskap wat God vir ons as boerevolk gee en ons beter gehoor gee daaraan. Micha 4 sê, want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond, dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees. En die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole, op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Dink aan die wet van Moses, my knegt, wat ek hom beveel het op Horeb, vir die hele Israel insettinge en verordeninge. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek, en hy sal die hart van die vaders terugbring
tot die kinders en die hart van die kinders tot die vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie. Dat ons daai leer dat God ernstig is, dat hy wil hê sy volk moet hom dien in volheid en in oorgawe, sodat hy ons vyande aan ons voete kan onderwerp en ons hulle kan vertrap soos wat dit sy wil is. Kom laat ons saam bid. Vader, ek sê vir U dankie vir nog 'n geleentheid om U naam te loof en te prys. Dankie vir die goeie werk wat ons hier kon doen. Vader, ek kom vanoggend in nederige oormoedigheid voor U en ek vra vir U Vader dat U die boerevolk, hierdie lieflike volk, Vader, hierdie pragtige volk met wie 'n gelofte het, Vader, dat U ons genadig sal wees, Vader. Onthou dat ons stof is, Vader. Onthou dat ons vleeslik is en dat ons baie foute begaan, Vader. Ek wil om vergifnis vra, Vader, vir die verlede wat ons hier afgeskeep het, wat ons die gelofte afgeskeep het, Vader. En ek wil vanoggend vra met nederige afhanklikheid, Vader, en met diepte in my hart, dat U die boerevolk weer sal terugvat, Vader, dat U ons weer aan die bors sal druk en dat U, soos U ook vir Israel gesê het, U sal vir ons 'n God wees en ons sal vir U 'n volk wees, Vader. Dit is my gebed vanoggend, Vader, in nederige afhanklikheid. Ek bid dit, Vader, in die naam van Jesus. Bo alles vra ek dat U wil laat geskied. Amen. Amen. Ludwig, ja, miskien moet jy daai vlag, nee. Laat hy wapper en dan sit jy hom So bo oor die hout. so bo oor die hout, ja. Ja. Maar net nie dat die wind hier vat en daar af doen. Dan sal ons maar vinnig word. Miskien met Ja. ons iemand aan die ander kant staan en druk ons om so laat hy. Ja, maar die vlamme, ja, die vlamme waai. In geval hy dalk wil op weg hardloop toe. Ja, wag net 'n bietjie. Hou hom net so. Ja, draai hom nog. Ja, so. Die skote. Ja, wil jy iets sê? Ludwig, Wat hierdie ja, sorry, jammer, begin net weer. wat hierdie Britse koninkryk tot vandag van ons boervolk gedoen het, is totaal en al onvergeefbaar. Totaal en al. En hulle is ook die initieerders van hierdie oorlog in Oekraïne. Hulle het self erken van die oorlog van Napoleon tot die oorlog tot vandag het hulle alles begin. Pyn en lyding wat hulle aan ons veroorsaak het, asook aan duisende, honderdduisende, miljoene mense wêreldwyd gaan vergeld word. Daar's geen genade vir hulle nie. Dan staan julle net weg. Dis daai puntjies. Dat die wind nou so waai. Kom aan, vat hom nou. Die veld sal nie brand nie, die veld is nat. Daarom nog gedou op. Dis fantasties. Dis die beste oomblik in my lewe. So sal ons vyande vernietig Tot stof. Tot stof onder ons voete. Oom Siener het gesê die Jode en die Jingos sal verjaag word tot in Durban waar 'n skip vir hulle wag. En toe het sy Bybel oopgeslaan op Mika 13 vers 14 as ek korrek onthou, waar staan: soos jy vandag jou vyande sien vlug, sal jy hulle in ewigheid nooit weer sien nie. Ons kom uit die noorde, ons kom uit die suid. Verenig die bul, verenig die leeu, selfs die storms van wyd. Ons kom uit die ooste,
trek saam uit die Wes, die leeu langs die cheetah, gee altyd sy bes. Ons vir jou, Suid-Afrika. Ons vir jou, Suid-Afrika. Gee nie op, wie voor ons staan soos 'n rots, staan 'n nasie saam. Ons vir jou, Suid-Afrika. En bring al jou mense, bring saam elke kind, die man op die straat, die dokter, die raad, elkeen sal hom daar vind. En sien jy ons helde, staan saam op die veld, sal veg tot die einde, om 'n nasie te smelt. Ons vir jou, Suid-Afrika. Ons vir jou, Suid-Afrika. Gee nie om, wie voor ons staan soos 'n rots, staan 'n nasie saam. Ons vir jou, Suid-Afrika. Gee nie om, wie voor ons staan soos 'n rots, staan 'n nasie saam. Ons vir jou, Suid-Afrika. Ons vir jou, Suid-Afrika. Ons vir jou, Suid-Afrika.